Goeiedag, ek is Wynand Besuidenhout, 'n ingenieur vir Meerkat Solar hier in Standerton. En in hierdie video gaan ons bietjie gesels oor inverters wat ons in ons sonkragstelsels gebruik. Nou, die inverter is die hart van enige sonkragstelsel en dit doen al die harde werk vir ons om energie oor te skakel in verskillende bruikbare vorms, as ook om die elektrisiteit vloei te beheer deur die sisteme. Inverters het werklik baie funksies. Daar is baie verskillende tipe en maake inverters op die mark. Ons probeer om net by 4 handelsmerke te hou sodat die sonkragstelsels nie te kompleks raak nie en ook sodat ons jou beter kan ondersteun. Ek sou daarvan gehou het as ons net by een handelsmerk kon hou, maar die sonkragveld is net te wyd. Dit strek van huishoudelikes tot industriële sonkragstelsels en die handelsmerke is maar gerig om goeie oplossings vir spesifieke velde en probleme te bied. 'n Sonkragstelsel bestaan uit sonpanele wat die sonkrag vir ons oorskakel na gelykstroom elektrisiteit. 'n Inverter wat die elektrisiteit ontvang en dit oorskakel na 230 volt wisselstroom toe en dan die batterye laai as dit 'n hybrid inverter is en dan die battery krag oorskakel na wisselstroom toe en daar is ook 'n paar ander funksies wat ons volgende sal bespreek. Nie alle inverters kan batterye laai nie. Soms het die stelsel nog addisionele batterylaaiers nodig. Dan is daar batterye om elektrisiteit te stoor vir die tye wat die son nie skyn nie, skakeltuig en elektriese beskermingstoerusting. Gewoonlik koppel ons die solarstelsel op met jou huis of kantoor of gebou se hoofdistribusiebord. 'n Hybrid inverter is 'n kombinasie van toestelle wat in een eenheid ingebou is. Toestelle soos die inverter self, 'n batterylaaier, skakeltuig, beskerming, kommunikasie en meettoestelle en beheerstelsels. Gewoonlik smartstelsels wat met die internet opgekoppel kan word sodat ons die stelsel kan monitor op ons fone of op 'n webwerf. Dit maak ekonomies en prakties meer sin om deesdae van hybrid inverters gebruik te maak in ons huise en kleiner besighede. Vir groter kommersiële of industriële solarstelsels maak dit meer sin om doelgerigte stelsels te ontwerp. 'n Hybrid inverter werk as volg. Eerstens, vang die sonpaneelskikking of arrays die son se energie op en skakel dit oor na gelykstroom elektrisiteit. Afhangende van die tipe inverter wat ons gebruik, kan hierdie volts enigiets tussen 100 en 1000 volts wees. Die inverter ontvang dan daardie gelykstroom elektrisiteit deur 1 of 2 MPPT inverters. MPPT staan vir Maximum Power Point Tracking. Dit is 'n elektroniese tegnologie wat in die inverter ingebou is om soveel moontlik krag van die panele te onttrek en maak die solarstelsel meer effektief. Van daar af kan die inverter dan die gelykstroom oorskakel na 230 volt wisselstroom toe, wat jy dan in jou huis kan gebruik. Die inverter het dan ook 'n slim ingeboude batterylaaier wat met die batterye kommunikeer en gebruik 'n gedeelte van die elektrisiteit wat van die MPPT afkom om die batterye te laai. Dit geskied tipies hier van 48 volt tot 54 volt toe. Die inverter kan dan ook die energie wat in die batterye gestoor word dan weer oorskakel van 48 volt gelykstroom na 230 volt wisselstroom wat jy dan weer in die huis kan gebruik. Dit sal alles outomaties gebeur, soos die inverter die elektriese behoefte bepaal wat jy in die huis nodig het. Die inverters kan ook gevoer word met 230 volt wisselstroom van die Eskom netwerk af. Dit kan die batterye laai met die toevoer en ook dan dit deurvoer na jou huis toe. As jy nie genoeg batterykrag of solarkrag beskikbaar het nie, sal dit outomaties oorskakel na die Eskom toevoer
en dan die batterye van self begin laai. As 'n tweede opsie het van die inverters dan ook 'n toegewyde poort waar jy jou kragopwekker kan opkoppel. As dit nou die dag bewolk is, kan jy dan jou kragopwekker opstart en dan sal die inverter die 230 volt van jou kragopwekker omskakel om die batterye weer te laai. Maar dit sal dan ook die 230 volt wisselstroom deurvoer na jou huis toe. Sommige van die inverters het die funksie om vir ons 'n sein uit te gee wat ons dan kan gebruik om 'n kragopwekker outomaties te start. Eers wanneer 'n mens die inverters analiseer en regtig besef hoe baie funksies dit gelyktydig kan verrig, kry jy waardering vir die tyd en poging wat die ingenieurs ingesit het om die inverters te ontwikkel. Wat is 'n modulêre sonkragsisteem? Dit is 'n sonkragsisteem wat uitgebrei kan word na 'n groter sisteem toe wat vir jou meer maksimum aanvraag en meer kilowattuur sal gee. Dit bied jou die voordeel dat jy kleiner en goedkoper kan begin met sonkrag. Jy kan opgradeer soos jou begroting dit toelaat en uiteindelik heeltemal off-grid begin funksioneer, sodat jy dan glad nie meer van Eskom afhanklik is nie. Elke keer wanneer ons 'n modulêre sisteem uitbrei, sit ons meer inverters, panele en batterye by. Modulêre sonkragstelsels kan uitgebrei word in groottes van byvoorbeeld 5 kVA. Dit beteken dat jy met een inverter van 5 kVA kan begin, miskien 2 batterye van 3.5 kWh om vir jou 7 kWh batterijkapasiteit te gee en een stel sonpanele. Dit sal reeds vir jou 'n besparing gee op jou elektrisiteitsrekening en vir jou elektrisiteit gee gedurende beurtkrag. Met 5 kVA gaan jy dalk nie al jou toestelle gelyk kan voorsien van elektrisiteit nie, maar ons kan ten minste dit so saam met jou beplan dat jy oor die weg gaan kom. My eie huis werk op 5 kVA en ons kom oor die weg. Ons het net ons waterverhitter, of die geyser, op 'n afsonderlike sisteem gesit. Ons het bewys dat met 'n bietjie aanpassing en lasbestuur kan 'n gemiddelde huishouding oor die weg kom met 5 kVA sonkragsisteem. Glo my, dis al reeds baie beter as beurtkrag. Jy kan werk skaf. Jy kan dinge doen wanneer daar beurtkrag is. Jy kan jou seepies of jou rugby kyk. Ons hoef nie in die donker te sit nie. Ons hoef nie gefrustreerd te wees nie. Wanneer jy dan later weer genoeg kapitaal het, kan ons nog 5 kVA installeer. Miskien nog 'n paar batterye en 'n stel sonpanele. Met nog 5 kVA inverter het jy 10 kVA, meer batterijkapasiteit en meer kilowattuur tot jou beskikking. Jou besparing word nog groter. Ek glo dat die meeste gemiddelde huishoudings met 'n 10 kVA stelsel reeds off-grid kan funksioneer. Op baie bewolkte dae sal dit dalk nodig wees dat jy dalk jou kragopwekker vir 'n paar uur moet loop om die batterye te laai, maar gedurende sonnige dae, wat gelukkig volop is in Suid-Afrika, sal jy reeds off-grid kan begin funksioneer. My eie huis se elektrisiteitsrekening was altyd hier by die R3.500 'n maand. Die meeste krag wat ek nou al ekstra moes aankoop vir die laaste 2 jaar was R200 in 'n bewolkte maand. As ek my kragopwekker opgekoppel het, was dit nie nodig nie, want dan sou ek natuurlik bietjie petrol gebruik het. Met 'n 10 kVA sisteem kan jy reeds jou lynkostes ook begin spaar. As jy dan voel dit is nodig en jy het die kapitaal beskikbaar, kan ons die solarsisteem nog verder uitbrei met nog 5 kVA. Modulêre sonkragstelsels kan uitgebrei word tot en met 50 kVA. Ons evalueer konstant nuwe inverters. Op die oomblik beskou ons 4 handelsmerke as die beste vir ons doeleindes. Dit is Luxpower, Victron, Fronius
en Kodak. Elke maak het sy voordele en nadele. Prys en koste oor tyd is natuurlik 'n baie belangrike faktor wanneer dit kom by sonkragstelsels. Ons probeer ten minste vir jou 2 opsies gee in terme van die inverters, wanneer ons vir jou 'n sonkragstelsel ontwerp. Ongelukkig is daar 'n groot verskil in stelselpryse tussen van die verskillende handelsmerke. Die inverters is die komponente wat die hardste werk in enige sonkragstelsel. En gevolglik is dit ook die komponente wat eerste sal val. Maar, as 'n mens mooi na die inverters kyk, kan hulle vir jou diens van tot 15 jaar gee, hoewel die verskaffers die inverters net vir 'n paar jaar waarborg, tipies so tussen 2 en 5 jaar. My persoonlike keuse in terme van die inverters is om eerder vir die goedkoper hybrid inverters te gaan. Dit is eenvoudiger inverters, die installasies is deesdae netkieser en veiliger en benodig minder spasie. Koste oor tyd is beter as van die duurder handelsmerke. Luxpower inverters is nou al so 5 jaar in die mark. Dit bedien al meer as 50.000 huise. Luxpower Tech, die vervaardigers van Luxpower inverters, se ingenieurs het meer as 20 jaar ondervinding in inverterontwerp. Die Luxpower inverter is 'n hybrid inverter. Dit laai batterye met solar en Eskom krag. Dit het 'n dubbel MPPT inverter in, wat beteken dat ons 2 sonkragskikkings kan opkoppel, wat nie noodwendig in dieselfde rigting hoef te kyk nie. Ons kan dus byvoorbeeld een skikking in 'n westelike rigting installeer en die ander in 'n oostelike rigting. Die Luxpower inverter skakel batterykrag oor na 230 volt wisselstroomkrag toe. Dit laat outomaties Eskom krag deur wanneer die batterye pap word, sodat jou krag nie onderbreek word nie. Dit het 'n batterylaai en bestuurstelsel in. Dit het ook 'n moniteringstelsel in. Dit kan opgekoppel word met 'n kragopwekker deur 'n toegewyde poort. Dit werk op hoë volt gelykstroom inset van die sonpanele af, wat beteken dat daar minder verliese is op die kabels en 'n hoër sisteemeffektiwiteit. Die inverters het nog ander funksies en voordele ook. Die Luxpower inverters bied jou regtig baie vir hulle prysklas. Luxpower inverters kan in parallel en in 3-fase konfigurasies gekoppel word. Die inverters is ontwerp vir modulêre stelsels. Die voordeel van parallel sisteme is dat as een inverter oppak, kan jy nog steeds oor die weg kom met die ander inverters. Jy sal minder kapasiteit hê, maar jy sal oor die weg kan kom. Kodak inverters is ook 'n hybrid inverter of 'n multifunksie inverter, net soos die Luxpower inverters. Kodak het op die oomblik 'n groter reeks inverters beskikbaar in Suid-Afrika as Luxpower. Kodak inverters is relatief nuut op die mark. Die Kodak sisteme wat ons geïnstalleer het, werk baie goed. Ons gebruik 3 modelle Kodak inverters, die 5 kVA, 7.2 kVA en die 10 kVA modelle. Al 3 modelle kan in parallel gekoppel word om vir jou 'n modulêre solarsisteem te gee. Kodak inverters is duurder as die Luxpower inverters, maar dit is goedkoper as die Victron en die Fronius inverters. Die 10 kVA modelle is baie kompeterend in prys in vergelyking met Luxpower parallel gekoppelde inverters wat saam 10 kVA gee. Ek het vertroue in die Kodak inverters en daarom het Meerkat Solar geregistreer as offisiële installeerders vir Seagen Solar, die verskaffers van Kodak Solar produkte. Die tegnologie in beide die Luxpower en Kodak inverters is indrukwekkend en gee Victron en Fronius goeie kompetisie op die oomblik. Dit is hierdie gekombineerde tegnologie wat Victron ook maar gedryf het om met die Easy Solar 2 hybrid sisteme vorendag te kom. Fronius inverters word in Oostenryk vervaardig. Dit is 'n hoë kwaliteit inverter met 'n premium prys tag. Fronius het 30 jaar ondervinding in inverter ontwerp
Dis goeie inverters en hierdie inverters is bekend vir hulle betroubaarheid. Fronius bied 'n groot verskeidenheid inverters, maar net een tipe, die Fronius Simo Hybrid, is 'n hybrid inverter. En die spesifieke model is 'n 3-fase model. Al die ander weergawe inverters moet gekombineer word met ander tipe inverters soos Victron inverters as jy energie wil stoor in batterye vir die aand. Alleen is die Fronius inverters nie 'n off-grid inverter nie, behalwe nou vir die Fronius Simo Hybrid inverters. Dit maak dit vir ons moeilik om die inverters in kleiner huishoudelike solarsisteme te gebruik. Die solarsisteme word net te duur. Tot en met 20 kW solarsisteme sou ek nog steeds sê dat die Lux Power inverters heelwat goedkoper gaan uitwerk en meer prakties is as die Fronius inverters. Van daar af word Fronius inverters meer kompeterend. As jy 'n plaas het en jy gebruik baie 3-fase krag in die dag en heelwat minder krag in die aand in jou huis byvoorbeeld, sal ek sê dat die Fronius en Victron kombinasiesisteem 'n goeie oplossing vir jou kan bied. Of alternatief kan jy 'n Fronius sisteem hê vir die 3-fase krag deur die dag en dan 'n aparte enkelfase goedkoper sisteem vir jou huis in die aand. Fronius inverters is ideaal vir industriële solaraanlegte. Die inverters het ook 'n aanlyn moniteringsplatform. Victron is 'n Nederlandse maatskappy en is lank in die sonkragspeletjie. Hulle het baie ondervinding. Victron is maar bekend as die Rolls-Royce van inverters, maar hulle kom ook met 'n Rolls-Royce prys. Victron het 'n groot reeks van inverters, battery, laai beheerstelsels, beheer en moniteringstelsels. Dit is meer komplekse sisteme as die hybrid inverters waar alles ingebou is. Victron het eers onlangs uitgekom met hulle eie weergawe hybrid inverter, die Easy Solar 2 sisteem, wat in parallel of 3-fase skikking gekoppel kan word. Die inverter is ook 'n 5 kVA inverter en om eerlik te sê, dit is redelik duur. Enigiets bo 5 kVA benodig die samestelling van inverters, battery-laai beheerstelsels, moniteringstelsels en beheerstelsels, wat aan die einde van die dag die sisteme baie duur en ook baie kompleks maak. Die prentjie in hierdie skyfie beskryf net hoe ingewikkeld so 'n sisteem kan word. Dit is 'n uitdaging om 'n netjiese sisteem te bou. Victron het 'n baie goeie reputasie en ons kan jou kwoteer op 'n Victron sisteem, maar jy kan verwag dat die sisteem heelwat duurder gaan wees en meer spasie gaan benodig as 'n Lux Power of 'n Kodak inverter tipe sisteem. Victron en Fronius inverters kan gekombineer word vir industriële of kommersiële doeleindes. Die meeste toestelle in ons huise is enkelfase toestelle en dan kry ons soms 'n boorgatpomp, 'n lugreëlaar, swysmasjien of 'n ander toestel wat 3-fase krag benodig. Ons kan inverters ook in of enkelfase of 3-fase konfigurasie koppel. 'n Enkelfase sisteem bied vir ons die voordeel dat jy meer toestelle op daardie een fase kan koppel, want 3 inverters gekoppel in enkelfase gee vir ons die som van elke inverter se kVA rating. 3 5 kVA inverters sal byvoorbeeld vir ons 15 kVA gee. Dit beteken ons kan baie meer toestelle gelyk gebruik op 'n slag en die kans dat ons 'n oorlastrip sal kry is min. Meeste huise se distribusieborde is in 3-fase skikking gekoppel. Dit is redelik maklik om 'n 3-fase huis te verander na 'n enkelfase huis toe, maar dan kan jy nie meer 3-fase toerusting gebruik nie. Met 'n 3-fase sisteem is jy beperk tot 'n enkele inverter se grootte vir elke fase. Wanneer ons byvoorbeeld 3 5 kVA inverters in 3-fase konfigurasie koppel, sal jy net 5 kVA per fase hê.
Jy sal jou 3-fase toestel kan gebruik, solank dit binne die perke van die inverter is, maar jy gaan 2/3 minder kapasiteit per fase hê, in vergelyking met 'n enkelfase sisteem, en kan gevolglik net 1/3 van die hoeveelheid enkelfase toestelle terselfdertyd op een fase loop. Dit kan 'n frustrasie word en jy kan baie trips kry. Meeste huise se bedrading is van so 'n aard dat die las op die 3 fases nie goed gebalanseerd is nie, en dit beteken dat jou huis dalk oorbedraad gaan moet word, of dat daar baie veranderinge gaan moet plaasvind wat 'n duur en tydsame oefening kan word. Ons gaan op een of ander manier moet skik. Met 'n 3-fase sisteem sal ons tipies vir jou groter inverters installeer. Ons sal byvoorbeeld eerder vir jou 2 opsies gee vir byvoorbeeld 7.2 kVA of 10 kVA inverters in plaas van 5 kVA. 3 7.2 kVA inverters sal dan vir jou 'n 21.6 kVA 3-fase konfigurasie gee, met 7.2 kVA beskikbaar vir elke fase en 21.6 kVA beskikbaar vir die 3-fase toestelle. Gewoonlik is die 3-fase toestelle in elk geval groter in kilowatts as enkelfase toestelle, so dit behoort goed uit te werk. 3 10 kVA inverters sal vir jou 'n 30 kVA konfigurasie gee. Jy sal dus 10 kW beskikbaar hê per fase en 30 kVA vir jou 3-fase toestelle. Om die kostes af te bring, hoef ons nie noodwendig 30 kW se sonpanele in te sit nie, maar dalk eerder net 15 kW of 10 kW afhangend van hoeveel kilowattuur jou huis of besigheid normaalweg gebruik. As jy aandring daarop, kan ons vir jou 'n 3-5 kVA inverters ook in 'n 3-fase konfigurasie installeer, maar jy gaan dalk jou huis of besigheid se bedrading verander om te verseker dat dit goed gebalanseerd is, en anders gaan jy trips kry, veral wanneer jy 3-fase en enkelfase toerusting gelyk gebruik. Neem kennis dat jou 3-fase toestelle toegerus moet wees met fasebeskerming, om die toestelle af te skakel indien een fase sou ontbreek. Dit kan gebeur dat jy dalk jou 3-fase pomp aanskakel terwyl 'n spesifieke fase se las reeds hoog is. Daardie fase se inverter of breker sal dan trip, en dit sal maak dat een van die fases onderbreek, en dit kan jou 3-fase toestel beskadig. Mens kry fasebeskermingstoestelle. Jou boorgatpompe behoort reeds al sulke beskerming in te hê, want 'n fase probleem is 'n algemene verskynsel met Eskom krag. Let net op daarna asseblief en tref die nodige voorsorg. Ons wil nie hê jy moet enige skade ly nie. Dit sluit dan hierdie video op inverters af. Skakel my gerus indien jy enige verdere vrae of onsekerheid oor inverters of sonkragstelsels het.